Hier is hy, maandag 8 Junie 2026 en hier volg vandag se nuusbulletin. President Cyril Ramaphosa het gister in sy nasionale rede streng stappe teen onwettige immigrasie en die indiensneming van ongedokumenteerde, dis nou eintlik onwettige buitelanders aangekondig. Hy het beklemtoon dat asielsoekers voortaan slegs by die land se noordelike grens aansoek mag doen en dat vlugtelingontvangssentrum in Tshwane reeds vanjaar verskuif sal word. Om die stelsel te versterk sal 10,000 nuwe arbeidsinspekteurs vanjaar gewerf word en die groen identiteitsboekie as ook verkeersregistrasienommers vir buitelanders sal uitgedien word. Die Demokratiese Alliansie leier Jordan Hill Lewis het die boodskap verwelkom terwyl Action SA se Herman Mashaba dit as swak en reaksionêr bestempel het. In ander nuus sê die ANC se verkiesingskomitee onder leiding van Galema Motlanthe die Tshwane streek se burgemeestersbenoemings op 5 Junie ongeldig verklaar en gelas dat die proses teen 8 Junie oorgedoen moet word. Dit volg nadat klagtes van afknouery ingedien is en bevind is dat 2 genomineerdes, Depiyo Moropa en Phumeza Manku, nie aan die vereiste 3 jaar ondervinding voldoen nie. Intussen broei daar 'n soortgelyke ontevredenheid in Noordwes, waar die provinsiale uitvoerende komitee eie name in Rustenburg, Madibeng en die Dr. Kenneth Kaunda streek bygevoeg het sonder streeksgoedkeuring. Die kabinet het die afskrywing van die historiese e-tolskuld op Gautengse snelweë goedgekeur, maar padgebruikers wat reeds betaal het, sal geen terugbetaling ontvang nie. Die departement van vervoer se minister Barbara Krisi en haar adjunk Mkhuleko Klengwa het die besluit verwelkom as 'n stap om finansiële verligting aan motoriste te bring. Volgens die departement se woordvoerder, Colin Msibi, sal die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap beperk geen verdere skuldinvordering doen nie. Die besluit volg op die amptelike sluiting van die e-tolstelsel op 11 April 2024. Die adjunkminister van Verdediging, generaal-majoor Bantu Olemisa, eis 'n onafhanklike ondersoekspan om die Suid-Afrikaanse nasionale weermag van algehele verval te red. In 'n brief van 15 bladsye aan minister Angie Motshekga wys hy op 'n teenstrydigheid van bykans 4 miljard rand in die bateregister en 16,4 miljard rand se onreëlmatige besteding. Olemisa het ook kritiek uitgespreek teen die projek Gala, waaraan meer as 183 miljoen rand bestee is ten spyte van ouditkwellinge. Chris Hatting, die DA se hoofwoordvoerder oor verdediging, het die brief as merkwaardig beskryf, maar betwyfel of nog 'n taakspan die oplossing is. Ek het nie geweet hy word nog generaal-majoor genoem nie. Ek wonder, is dit regtig so? Ons sal nog uitvind. Seker maak. In KwaZulu-Natal het 'n vroulike beampte van die padverkeersinspektoraat Saterdag omstreeks 4 uur aggressiewe motoris op die N3 hoofweg in hegtenis geneem. Die man het teen aankomende verkeer in die noordelike baan van die Mpunchini Diep na Linfield gejaag voordat hy tussen Bisley en Ntaba Reach afritte voorgekeer is. Siboniso Duma, die LER vir vervoer en menslike nedersettings, het bevestig dat daar op 'n vuurwapen en 49 patrone en 2 magasyne in die voertuig beslag gelê is. Skokkende ontdekking is Vrydag omstreeks 1 uur in Polokwane begrafplaas langs die R37 gemaak toe 'n munisipale werker op 'n erg ontbinde lijk afgekom het. Kolonel Malesela Ledwaba van die Limpopo polisie het gesê slegs 'n geraamte in 'n wit Puma T-hemp het oorgebly met 'n kopbeen wat aan 'n tou in 'n nabygeleë boom gehang het. Die burgemeester van Polokwane, John Mpe, het ook sy skok uitgespreek terwyl die polisie 'n geregtelike doodsondersoek geopen het en Sergeant Frans Make die ondersoek lei. Die dubbelkajuit Ford Ranger bakkie van die egpaar wat 2 weke gelede in die Kruger Wildtuin vermoor is glo deur hul vermeende moordenaars in Mosambiek verkoop. Die 2 moordenaars van onderskeidelik 32 en 33 jaar oud het glo motorfietsse en klere met die geld gekoop. Het 'n ingeligte bron aan Netwerk 24 bekend gemaak. Ernst Maree en sy vrou Dina van Mosselbaai in die Weskaap is Woensdag 20 Mei by Crooks Corner in die verre noordooste van die Kruger Wildtuin vermoor. Hulle dubbeljuit
dubbelkajuit Ford Ranger bakkie is gesteel. Die DA gaan die Menseregte Kommissie nader om die nasionale krisis van tienerswangerskappe en statutêre verkrachtings te ondersoek. Angel Kanyile, die DA-LP en woordvoerder vir vroue, die jeug en mense met gestremdhede, het Sondag gesê dat die party omvattende klagte sal indien oor die skending van jong meisies se regte. Sy het beklemtoon dat skuldiges tans sonder enige regsgevolge wegkom. Die valke in die Oos-Kaap het op 3 Junie suksesvolle bewaringsbevele in die Mthatha Hooggeregshof verkry vir 2 voertuie wat by misdaad betrokke was. 'n Isuzu vragmotor ter waarde van R500,000 is gekonfiskeer nadat Afuwe Dambuza, Simpiwe Nkutla, Mkonzeni Bele en Forimashi onwettig sand uit die Tunu rivier gelaai het. In 'n afsonderlike voorval is 'n Isuzu bakkie ter waarde van R80,000 gekonfiskeer nadat Somtseu Yongama, Mtumtumnande Unele Mini en Yanga Bebeza betrap is met tik wat in 'n steerskyfiedosie versteek was. Ja. Die lyke van 'n 20-jarige man en 'n jong vrou tussen 18 en 25 jaar oud is gister uit die Krokodilrivier in Mbombela gehaal. Ons sportnutsvoertuig het Sondagoggend omstreeks 4:00 die pad by die Kamagugu kruising verlaat en in die rivier beland. Luitenant-kolonel Jabu Ndubani van die Mpumalanga polisie sê dat polisieduikers die troebel water moes trotseer te midde van die teenwoordigheid van seekoeie en krokodille en 'n saak van strafbare manslag word ondersoek. 'n Tragedie het om in die vroeë oggendure van Sondag buite Hennenman in die Vrystaat afgespeel toe 'n 47-jarige polisielid 3 mense en homself doodgeskiet het. Die beampte wat as 'n landelike veiligheidskoördineerder gestasioneer was, het na die Hoedesplot gery op soek na sy meisie en daarna op haar familie losgebrand by 'n byeenkoms. Die meisie se ma, haar oom en 'n 25-jarige vrou is op die toneel dood terwyl nog 2 mense gewond is. Luitenant-generaal Tebang Leshia het die voorval ten sterkste veroordeel en die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat sal die saak ondersoek. 'n 37-jarige man van Kuruman, Cassie van Sail, is in die Amerikaanse deelstaat Suid-Dakota oorlede nadat hy van 'n vragmotor geval het. Van Sail het met 'n H2A visum as plaaswerker gewerk toe die wind hom op 10 Mei van 'n vragmotor afgewaai het terwyl hy 'n seil getrek het. Sy verloofde Amanda Jooste het verduidelik dat hy eers huis toe gestuur is met die vermoede van kneusblekke, maar 'n week later begin bloed opbring het nadat 'n gebreekte rib sy long deurboor het. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke ondersoek 'n formele klagte oor 'n oop safari voertuig wat op 2 Junie onwettig van die pad afgery het naby 'n leeu besigtiging op die S25 in die Kruger Nasionale Park. Die voorval is op video vasgelê en die identiteit van die operateur is bekend. In Centurion is 2 verdagtes in die Mooiplaas informele nedersetting in Erasmia in hegtenis geneem in verband met 'n inbraak by 'n weermagfasiliteit in April. 'n Vrou in haar 30's is Vrydag vroeg in Margaretha Prinsloostraat in Klerksdorp deur honde doodgebyt. Kolonel Adel Meiburg van die Noordwes Polisie sê 'n verbyganger het op die lijk afgekom wat gevul was met bytplekke. Die dierebeskermingsvereniging het tussen met die eienaar se toestemming 8 gemengde rashonde van 'n nabygeleë perseel verwyder en van kant gemaak terwyl kolonel J.C. Skols die ondersoek lei. Internasionale nuus. Verskoning, ek trek dit net nader. Ons gaan gou vir 'n vinnige breek en dan trek ek gou die internasionale nuus nader uit, so 'n bietjie gaan vashaak daar.
ons menslike hulpbronne, ons betaalstate, alles wat daarmee gepaard gaan, is tyd wat hulle vir ons gegee het, wat ons weer kan teruggee aan ons kliënte. En ons diens het soveel verbeter en ons kliënteverhoudings is soveel sterker as gevolg van PayGuard. Ons sal PayGuard aanbeveel vir enige persoon, enige sekuriteitsmaatskappy wat sukkel met die menslike hulpbronne en die betaalstate van hulle staf, ongeag van hoe groot of hoe klein hulle is. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Maandag 8 Junie 620 in die internasionale arena het Israel aangekondig dat hy militêre teikens in die weste en die sentrum van Iran met ballistiese missiele aangeval het, ondanks 'n versoek van die Amerikaanse president Donald Trump aan die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu om van verdere aanvalle te weerhou. Trump het vroeër aan die Financial Times gesê dat hy die scepter swaai en dat die geweld nie die vredesamesprekings met Iran sal ontspoor nie, maar die nuwe aanvalle het oliepryse reeds met meer as 3% laat styg tot bo $96 per vat. Iran se revolusionêre wag het gesê hulle het as vergelding die Ramat David lugmagbasis naby Naseret geteiken. In Europa het die leiers van Brittanje, Duitsland en Frankryk al steun toegesê aan die Oekraïense president Volodymyr Zelensky se voorstel vir direkte vredesamesprekings met die Russiese president Vladimir Putin. Die Britse eerste minister Keir Starmer, die Duitse kanselier Friedrich Merz en die Franse president Emmanuel Macron het 'n gesamentlike verklaring uitgereik waarin hulle onmiddellike wapenstilstand en die bevriesing van Russiese bates eis totdat skadevergoeding betaal is. Putin het egter die aanbod as onopreg van die hand gewys en gesê 'n langtermyn ooreenkoms is nodig. 'n Kragtige aardbewing van 7,8 op die Richterskaal het die suidelike Filippynse eiland Mindanao getref, wat tsunami waarskuwings in die Filippyne en Indonesië tot gevolg gehad het. Die rampbestuurshoof van Sarangani, Renay Punsalan, het gesê dat krag- en kommunikasienetwerke afgesny is en dat mense in kusgebiede na hoër grond gevlug het, terwyl die dorp Alabel se polisiehoof Benjan Cheta dit as die sterkste aardbewing nog beskryf het. Die Indonesiese Geofisiese Agentskap het golwe van 0,19 meter aangemeld, terwyl die Filippynse owerheid gewaarsku het teen golwe van meer as 1 meter. Die Amerikaanse kunsmatige intelligensiemaatskappy Anthropic het gewaarsku dat KI-stelsels binnekort hulself sonder menslike ingryping sal kan verbeter en het gevra vir 'n wêreldwye pouse in die ontwikkeling van die mees gevorderde stelsels. Die maatskappy, wat onlangs op sowat $965 miljard gewaardeer is en deur Jack Clark gestig is, sê hulle data toon dat KI se onafhanklike vermoëns elke 4 maande verdubbel. In Australië is 'n 35-jarige man Saterdagoggend dood nadat hy deur 'n haai van sowat 4,5 meter aangeval is, terwyl hy saam met sy familie naby die Michaelmas eiland suid van Perth gaan spieshengel het. Dis die derde dodelike haai-aanval in minder as 'n maand langs die Australiese kus, nadat 'n 39-jarige man op 24 Mei in Queensland en die 38-jarige man op 16 Mei naby Rottnest eiland ook weens soortgelyke spieshengel aanvalle gesterf het. Ons bly in Australië. Natuurbewaringsbeamptes in die landelike Australië het beslag gelê op meer as 100,000 onwettige kakkerlakke ter waarde van $100,000 tydens 'n klopjag op 'n kommersiële teeler in die dorp Bathurst, Wes van Sydney. Die departement van omgewingsake het Vrydag bekend gemaak dat die beslaglegging reuse Madagaskar sissende kakkerlakke insluit, as ook Tobia kakkerlakke, wat as 'n indringerspesies geklassifiseer word en gewoonlik as voer vir troeteldier akedisse gebruik word. In Brittanje is die 52-jarige Paul Quinn tot 21 jaar tronkstraf gevonnis vir die verkrachting van 'n jong ma in 2003, nadat die onskuldige Andrew Melkinson reeds 17 jaar van 'n lewenslange vonnis vir dieselfde misdaad uitgedien het.
Malkinson, wat in 2020 vrygelaat is nadat nuwe DNS-toetse hom onskuldig bewys het, het Quinn se vonnis as te lig gekritiseer omdat Quinn moontlik al na 14 jaar op parol vrygelaat kan word. Regter Robert Bright het die slagoffer geloof vir haar heldhaftigheid om weer te getuig nadat sy destyds in Little Halton bewusteloos gewurg en verkrag is. Dit is vreemde nuus. Maar hier is vir jou nog 'n vreemder storie om jy af te sluit. Ons leef in 'n wêreld wat net al hoe vreemder raak. Wetenskaplikes van die Hurech Research Instituut het 'n onverwagse ontdekking gemaak tydens die ontleding van die mikrobioom van Otzi die ysman, wat 5300 jaar gelede geleef het. Hulle het 4 stamme gis in sy mummie ontdek wat oor die millennia in die koue toestande oorleef het. Die navorsers het besluit om te toets of die gis nog lewensvatbaar is, deur dit te gebruik om 'n suurdeeg voorgereg te maak. Volgens die hoofnavorser Mohammed Saran het die deeg binne 24 uur gerys, net soos moderne gis, en het 'n baie goeie brood opgelewer. Die navorsers beplan nou om te kyk of hulle ook bier met die prehistoriese mikrobes kan brou. Benewens die bak van brood het die studie getoon dat die gis chemikalieë soos fenol kan afbreek, wat in die toekoms nuttig kan wees vir die skoonmaak van giftige stortings. Die ontleding van Otzi se darmmikrobiome het ook ooreenkomste getoon met die van moderne mense en afgeleë samelewings wat daarop dui dat die eet van mense in die kopertydperk ryk aan vesel en volgraan was. Dit gee totaal nie betekenis aan die brood van die lewe nie. Brood uit 'n dooie lijk. Dat dooie lijk, jy kry nie lewende lyke nie, maar okay. Die een man se dood is die ander se brood. Môre baie welkom. Jy kyk na Stroom op hier op Nuuspot. Ons nuusprogram sonder 'n bolla, die grootste Afrikaanse aanlyn nuus en aktualiteitsprogram net hier op Nuuspot. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.